Goeiemôre, dit is so 'n voorreg om weer vanmôre saam met jou daar in jou sitkamer te kuier. Dis Pinkstersondag. Ons vier die uitstorting van die Heilige Gees en begin vandag met 'n nuwe reeks vir die volgende 4 Sondae, die krag binne jou. Mag die Here jou so seën as jy hierna luister elke Sondag. Van volgende Sondag af, die 7de Junie, word ons revolusie eredienste in die aand nie meer op die Moreletta Live kanaal uitgesaai nie, maar op die Revolusie MPG YouTube kanaal. Julle kan dit daar gaan soek. Elke Sondag gee ons ook vir die Here iets in terme van ons offergawe en op die skerm sien jy al die inligting van hoe jy kan gee. Ek hoop dat as jy iets gee, jou hart agter dit sal wees. Ek wil met jou 'n teksie uit Micha deel, Micha 6 vers 6 tot 8. Wat sal ek saamvat as ek na die Here toe gaan? As ek voor die hoë God gaan kniel, moet ek met offers na hom toe gaan, met jaaroud kalwers? Sal die Here 1000 ramme aanvaar saam met 10.000 offers van olie? Moet ek my eersgeborene offer vir my sonde, hom wat uit my liggaam kom vir my oortreding? Mens, die Here het jou bekend gemaak wat goed is. Hy vra van jou dat reg sal laat geskied, dat jy liefde en trou sal bewys, dat jy bedagsaam sal lewe voor jou God. Hierdie het my so geraak om te besef, dat ek nie die Here beïndruk met wat en hoeveel ek gee nie. Dat ek moet gee vir hom, is 'n gegewe. Maar die gesindheid van my hart agter dit, tel so baie. Bid dat die Here jou so sal seën, op watter manier jy ook al bydra vir die werk van ons gemeente. Ek wil jou tog net weer herinner aan al die kanale waarop jy ingelig kan wees in terme van die gebeure in ons gemeente. Gaan kyk op Facebook, gaan kyk op Instagram, gaan kyk op ons webbladsy en as jy iets wil vra of iets wil deurgee, stuur dit na nuus@moreletta.co.za. Jy kan ook na ons noodnommer bel as jy enigiets wil deurgee of 'n versoek het om terug. Die nommer sal op die skerm verskyn. Bid dat die Here jou sal seën as jy luister vandag. Kom ons sing lekker saam voordat ons luister na sy woord. Liewe gemeente, ek glo God is besig om sy storie van hoop in en deur jou lewe te skryf. Ek is hoopvol, veral na die president se aankondiging dat geloofsgemeenskappe weer bymekaar kan kom, moontlik onder 50 mense. Hou asseblief elke vorm van ons media dop of bel 097 8000 om meer inligting te kry, net omdat jy vir ons kosbaar is. Daar's 'n ander stuk hoop in my hart en dit is vandag die nasionale dag van gebed. En is dit nie wonderlik dat elke volk en taal en nasie vandag in ons land Suid-Afrika voor God se troon kan buig en hom kan aanbid nie. En Moreletta Park gemeente wil 100% deel daarvan wees. En hoe gaan ons daarvan deel wees? Wil jy nie asseblief direk na hierdie uitsending saam met jou gesin of jou familie of die mense in jou huis saam bid nie? Wil jy nie asseblief by ons korporatiewe WhatsApp gebedsgroep inskakel? Al wat jy hoef te doen, jy skryf die woord gebed, stuur jy na 076 351 8383 en jy word deel van hierdie groep. Die lyn sal oop wees van 11:00 vanoggend tot 8:00 vanaand. Wil jy nie asseblief ook as klein groep saam bid virtueel of vat sommer 'n uur iewers vandag en bid saam? Hoe en waarvoor gaan ons bid? Ons wil graag bid dat die Gees van die Here homself sal uitgiet op ons land en sal ingryp in ons land Suid-Afrika op elke gebied en op elke vlak. So vra vir die Here dat hy mense sal red in hierdie tyd.
Maar ons wil ook graag hê jy moet bid vir president Ramaphosa en vir die regering. Hoe hulle hierdie proses sal bestuur. Vra vir wysheid en insig vir belangrike besluite wat hulle sal neem. En bid asseblief vir die herstel van die ekonomie van ons land. En dan derdens, kom ons bid vir mekaar. Kom ons bid vir mense wat swaar kry, mense wat hoop nodig het, mense wat emosioneel en fisiese hulp nodig het. Kom ons vra vir die Here dat hy sal ingryp in hierdie situasie. Ek ontmoet jou graag voor die troon van God op hierdie dag van gebed. Baie welkom dat jy vandag saam met ons rondom God se woord kuier. En hierdie is 'n baie spesiale dag. Argumentsonthaalwe, ek was 'n TV-omroeper van een of ander TV-kanaal en ek het 1000 mense in hierdie afgelope week gevra, wat beteken Pinksterdag? Wat is Pinksterdag?
Ek wonder hoeveel sou vir my regtig kon sê. Want jy sien, ons het baie geestelike feesdae op die kerklike kalender. En wat uitstaan gewoonlik vir mense is Kersfees. Almal is begaande oor Kersfees. Maar dan is daar ook ander dae. Daar is die Paasnaweek wat ons 50 dae gelede gevier het. En dis eintlik 'n uiters belangrike dag vir die geestelike wêreld, omdat dit die dag was waar Jesus die geskenk van die ewige lewe aan my en jou gegee het. En vir baie jare was Paasnaweek eintlik maar 'n vakansienaweek. En as gevolg van die inperking wat ons hierdie jaar beleef het, het baie gesinne en families getuig, hierdie jaar was 'n wonderlike geleentheid waar hulle primêr op die kruis en op die opstanding van Jesus kon hulle aandag kon vestig. Maar 'n belangrike dag, waarskynlik een van die belangrikste dae, is vandag, Pinksterdag, waar God sy Gees vir ons kom gee het. 'n groot geskenk, sodat ek en jy nooit weer alleen hoef te wees nie. Dat ons nie weeskinders hoef te wees nie, dat hy as ware in ons kom woon om ons lewens te rig. Kom ek en jy bid, dat die Heilige Gees nou in hierdie oomblikke my en jou lewe sal vernuwe en sal verryk. Hemelse Vader, dankie vir hierdie besonderse dag, waar u Gees gegee het vir hierdie wêreld, sodat ons nie alleen hoef te wees nie, maar dat u elke oomblik by ons en in ons is. Heilige Gees, neem ook nou die beheer van ons lewe oor. Amen. Ek lees graag 2 gedeeltes saam met jou. Die een is uit Galasiërs, die 5de hoofstuk, vers 16. En wat sê hy? Hy sê, wat ek bedoel is dit: laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word. Dan sal julle nooit soeg voor die begeertes van julle sondige natuur nie. Soos Paulus vir hierdie gemeente skryf, dan praat hy eintlik in hierdie gedeelte oor die verskil tussen die Gees en die vlees, of die feit dat die Gees en die vlees teenoor mekaar staan. Ek wil ook graag 'n volgende vers saam met jou lees uit Efesiërs 5 vers 18. En daar staan: moet julle nie aan drank te buite gaan nie. Daarmee gaan losbandigheid gepaard. Nee, laat die Gees julle vervul. Laat die Gees julle voortdurend vol maak, dat julle kan oorloop van die werke van die Gees, van die vrug van die Gees. Want die Gees is 'n geskenk wat hy gekry het. Ek kyk nou die dag 'n film en ek sien dat wanneer die seilbootjies in die hawe is, dan staan hulle doodstil. Maar die oomblik wanneer die seile opgetrek word, dan begin hulle beweeg, want daar's daar wind wat hulle saamvat en hulle gaan in 'n spesifieke rigting. En iewers lui dit 'n klokkie in my binneste, dat dit is hoe die Gees van die Here is. Ek kan nie sonder die wind van God se Gees lewe nie. Dan gaan ek nie vorentoe nie. Dan is my lewe inderwaarheid niks werd nie. Jesus Christus en God die Vader het die Gees vir ons gegee op Pinksterdag. In 1 Johannes 4 vers 2 staan dit so mooi. Daar staan: hieraan ken julle die Gees. Julle wat bely dat Jesus die Christus is en dat God hom uit die dood uit opgewek het. Julle het die Gees wat van God afkomstig is. Romeine 8 vers 16 sê dit net so mooi. Hy sê: my gees getuig saam met God se Gees dat ek 'n kind van God is. En Paulus skryf in 1 Korintiërs 6 vers 19 sê hy: en weet jy nie, jy wat vandag hier voor hierdie radio, voor hierdie TV sit, voor hierdie uitsending, weet jy nie dat jy die tempel van God se Gees is nie?
Ek lees so 'n mooi teks raak in die afgelope tyd in 1 Johannes 2 vers 27 en daar staan: Wat julle betref, julle het die gees wat God julle mee gesmeer het. Die gees waarmee God julle gesalf het. Nou daai woordjie salf beteken chrisma. So dit beteken iets van in Engels smeared on of ointment of unction. So in die Ou Testamentiese tyd het hulle olyfolie gevat met kruie en dan het hulle daai olie aangesmeer wanneer hulle konings en priesters en profete gesalf het by daai seremonie en hulle toegerus het vir hulle taak. So kom God. En hy kom salf, hy kom smeer, hy kom vryf sy gees in jou hart in. Sodat hy dit penetreer, sodat dit 'n effek sal hê en dat dit 'n verskil in jou lewe sal maak. God salf jou met sy gees. Hy gee dit vir jou. Het iemand al sonder 'n afspraak by jou aangekom? Hy het aan die deur geklop en jy het deur die venstertjie gekyk, deur daai klein glasie en jy het gesien, dis hierdie spesifieke persoon. En jy het nogal vir jouself gesê, hierdie ou het so lank asem, maar ek moet vir hom oopmaak. In die oomblik as jy oopmaak, vra hy of hy kan inkom en natuurlik, dis nie dat jy lelik is nie. Dis nie dat jy enige iets doen wat hom aanstoot gee nie, maar jy sê ja, natuurlik, hy's welkom. Maar hier diep in jou binneste hoop jy, hy gaan net nie lank sit nie. Die oomblik toe jy koffie aanbied, toe sê hy met die eerste oogopslag, ja asseblief, dit sal lekker wees. Dis nie dat jy lelik was nie, dis nie dat jy dit nie wou aanbied nie, maar jy het so gehoop hy sê nee. En sy koppie was nog nie koud nie, toe begin jy rondskuif om 'n plan te maak dat jy by die deur uitkom. Dis nie dat jy lelik is nie, dis nie dat jy nie oop was nie, maar dis net dat hy nie op hierdie stadium 100% welkom was en dat jy 'n bietjie teruggehou het. Dis presies wat ons baie keer met die Heilige Gees doen. Dis nie dat hy nie welkom is nie. Dis nie dat ons nie vir hom wil oopmaak nie. Dis nie dat ons nie ons samewerking wil gee nie. Maar dis net dat ons terughou. Dis net dat ons nie elke kamer van ons harte en van ons lewens oopmaak vir hom, sodat hy daarvan besit kan neem nie. As jy jou huis verkoop, wat gee die agent vir jou wanneer die oordrag gedoen is of wanneer jy die huis kan beset? Net die sleutels van die kombuis en van die badkamer en van miskien die hoofslaapkamer? Is dit al wat sy gee of hy gee? Nee, jy kry die sleutels van die hele huis. So as jy jou lewe, jou hart, jou alles, jou bestaan oorgegee het aan God en sy gees kom in jou en hy kom woon in jou, dan natuurlik besit hy elke kamer van jou lewe. Dis wat die Heilige Gees in jou lewe wil kom doen. Jy sien, as ons vandag praat oor hoe leef ek in die krag van God se Gees, dan beteken dit God se Gees neem besit van my lewe. Hy neem besit van my denke. Hy neem besit van my emosies. Hy neem besit van my gevoel. Hy neem besit van my gedagtes en hy neem besit van my optrede. Dis mos wat vers 16 van Galasiërs 5 sê. Laat julle lewe deur die Gees van God beheer word, want dan sal hy ook jou optrede beheer. Ek en een van my seuns sit eendag op 'n stadion en ons kyk 'n rugbywedstryd en hier is mense hier voor ons en hulle was opgewonde en elke keer as daar 'n 3 gedruk word of as daar 'n mooi beweging is, dan spring hierdie ou hier voor ons op en hy swaai sy vlag en hy's uitbundig en hy skree. En toe ons die stadion verlaat, toe vra my klein seentjie vir my, "Pappa, ken jy die oom wat daar voor ons gesit het?" Ek sê, nee, hy's nie bekend aan my nie. Hoekom vra jy? Hy sê, nee, dis 'n oom wat by die skool vir ons afrigting gee, maar dis eintlik 'n baie stil oom. Hy praat eintlik baie min. Hy's glad nie uitbundig nie. Hy is eintlik 'n introwert soos wat julle altyd sê.
En toe gebruik ek die geleentheid om hom reg te help. En ek sê, seun, weet jy wat? Dis omdat hierdie oom deur iets anders beheer was. Hy was deur 'n ander spirit beheer. Dis hoekom hy so opgetree het. Hy het uit sy aard uit opgetree. As ek en jy die gees van die lewende God in ons het, dan sal die gees van God ons help om anders op te tree. Jy sal dinge sê wat jy nooit gedink het jy sal sê nie. Jy sal dinge doen wat jy nooit gedink het jy sal doen nie. Jy sal optree soos wat jy nooit gedink het. Jy sal 'n ander tipe selfvertroue in die gees hê. Hoekom? Omdat die gees jou lewe beheer. Ek wil jou uitdaag vir jou en jou gesin vandag. Wil julle nie miskien vir julle elkeen 'n bordjie maak wat jy om jou nek kan hang? En daar staan: hier woon die Heilige Gees. Sal jy dit doen? Ek wonder wat gaan gebeur op daardie spesifieke dag. Ek wonder of jy nie vandag anders gaan dink nie. Anders gaan praat nie, want jy gaan bewus wees, die Gees van God woon in jou. Anders gaan optree nie, in jou gesin anders gaan lewe nie. Want dis eintlik waarmee ek en jy as kinders van God elke dag loop, is om met 'n bordjie om ons nek te loop. Hier woon die Heilige Gees. Kom ons vra vir mekaar 'n paar vrae. Wie is die Heilige Gees? In 1 Korintiërs 6:19 staan daar: hy is saam met die Vader en die Gees, saam met die Vader en die Seun is hy God. Die Heilige Gees is nie iemand wat ver is nie. Want dis hoe ons dit baie keer sien. Ons het baie geleer van die Vader, ons het baie geleer van die Seun, maar die Gees is asof hy apaties is in die goddelike drie-eenheid. Nee, hy's 100% een met die Vader en die Seun. Dis hy wat daai gawe vir jou gee wat jy het. Dis hy wat jou eenkant bære vir God. Hy maak jou as ware toe met 'n geskenkpapier en hy skryf daar, jy's afgesonder vir hom. In die teologie praat ons van, hy is die ene wat jou heilig maak. En in 1 Timoteus 4 vers 1 lees ons, dat hy is die een wat sy kerk leer, die Heilige Gees. In Jesaja 11 vers 1 en 2 staan daar, die Gees is die een wat wysheid gee, en insig, en raad, en sterkte. En in Handelinge 13 is hy die een wat sê, ons en die Heilige Gees het saam besluit. Kom ons vra volgende vraag. Wat wil die Gees van God in jou kom doen? As hy nou in jou kom woon, wat wil hy binne in jou kom doen? 1. Hy wil jou lewe beheer. Hy wil in totaliteit oorneem. Hy wil hê daar moet oor jou lewe staan onder nuwe bestuur. Dat jy nie meer aan jouself behoort nie. Hy wil jou van kop tot tone beheer. Hy wil beheer waarna jy luister. Hy wil beheer waarna jy kyk. Hy wil jou gedagtewêreld beheer. Hy wil selfs jou persoonlikheid stuur. Het julle al gehoor dat mense baie keer sê, ag, weet jy, ons baadnorse, ons is nou maar so gemaak en so gelaat staan, en ons is nou maar, jy weet, ongekrapte mense, en arrogante mense, en mense sal ons maar moet so opgebruik. Of ons ligransies. Weet, ons is almal lief vir geld, en ons almal beywer ons daarvoor. Dis verkeerde argumente, want die Gees van God wil in totaliteit, selfs ons persoonlikhede bestuur. Maar daar's 'n tweede ding wat die Gees van die Here wil doen as hy in ons kom bly. Hy wil Jesus in ons kom verheerlik. Kan ek dit vir jou vra? Beheer die Gees van God jou lewe? Is jy oorgegee?
Ons herdenk vandag Pinksterdag, die dag wat hy uitgestort is. Dis die geskenk wat jy het, jy kan daarvan gebruik maak. Die Bybel sê, as jy oorgegee is aan hom, as jy bely dat Jesus die Here is, en dat God hom uit die dood het opgewek het, dan het jy God se Gees. Die vraag is, lewe jy in die krag van sy Gees? Opereer jy in die kragveld, in die invloedsfeer van God se Gees? Ek het gesê, die Gees van God kom woon in ons, om Jesus te verheerlik in ons. Hy wil Jesus deur ons laat skyn. Miskien sê jy met my saamstem. Die wêreld is moeg en siek en sat vir 'n dooie stuk vormgodsdiens. Die wêreld wil sien dat Jesus opgestaan het en in my en in jou lewe. As 'n derde ding wat die Gees van God kom doen wanneer hy in my kom bly. Hy wil 'n geur deur my versprei en dit sê Paulus so mooi. Hy sê julle is 'n geur wat julle versprei vir God. 'n Vriend van my sê nou die dag na die vakansie, hy sê toe hy die lugversorger aansit in sy kantoor, hy sê toe sit 'n verskriklike reuk wat daar uitkom en hulle kon niks aan daai reuk doen nie. Hulle het goed gesprei en niks wou daai reuk wegvat nie. Tot die tegnisie gekom het van die lugversorgingsstelsel en hulle het toe uiteindelik 'n dooie rot in een van daai pype gekry. En toe's dit 'n doodsreuk wat daardie lugversorger uitblaas. 'n Reuk wat jou wegdruk. Die Bybel sê, ons moet 'n lewensgeur versprei wat mense na Christus toe trek. 'n Geur van die Gees, geur van liefde, 'n geur van sagtheid, 'n geur van omgee, 'n geur van vergifnis, geur van verdraagsaamheid, geur van empatie, die vrug van God se Gees. Versprei jy daardie geur? Versprei jy deur jou lewe 'n lewensgeur wat mense trek na Jesus toe? Of versprei jy 'n doodsreuk wat mense eintlik afstoot? Die Gees van God wil vandag 'n nuwe geur deur jou laat versprei. Daar's 'n vierde ding wat hierdie teks sê en wat die Gees van God in ons harte wil kom doen. Hy wil ons lewens laat oorloop. In Johannes 7 vers 37 tot 38 staan daar, en strome van lewende water sal uit julle binneste uitvloei, uitspoel, wanneer die Gees van God in julle lewe werksaam is. Dis wat die Gees wil doen. Hy wil mense rondom jou beïnvloed deur jou. Hy wil mense aanraak deur jou. Daarom bid ek met my hele hart dat die Gees van God sal oorloop uit jou lewe uit, sodat ander mense ook van die bron van lewende water kan smaak. Die Gees wil deur jou spoel om jou skoon te maak, om jou nuut te maak, om jou vars te maak vir 'n wêreld wat verlore gaan. En dis hoekom hierdie teks in Galasiërs 5 sê, dis 'n opdrag. Hy sê, laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word. Hoor wat sê hy verder? Hy sê, dan sal julle nie soog voor julle sondige natuur nie. Maar dit verg dat ons sal moet fokus op dit wat die Gees van God in ons lewens wil doen. Daar's 'n derde vraag, wat beteken dit om in die krag van die Gees te leef? Miskien moet jy net nou na die diens as jy julle TV afgesit het, moet jy miskien net 'n blinddoek om een van die kinders se oë sit en laat hy bietjie loop. Natuurlik gaan hy niks kan sien nie, maar jy gaan hom begelei. So wat gebeur? Hy is aangewese of sy is aangewese op jou vermoë. Hy of sy is aangewese op jou oë, op die vermoë wat jy het om tussendeur die meubels te loop. Hulle is aangewese op jou oordeel. Hulle is aangewese op jou krag. Dis presies
hoe ons moet leef. Ons moet leef soos 'n skaduwee in die hand van die Heilige Gees. En daarom is dit belangrik dat jy en ek elke dag sal kies. Ons sal moet kies om die Heilige Gees in oog te hou. Gees, maak my vol vir hierdie geleentheid. Gees, maak my vol vir hierdie dag wat voorlê. Ek kies en ek onderwerp myself aan dit wat die Gees in my lewe wil doen. Met ander woorde, as ek instap in die winkel, Gees, maak my bewus van wie ek moet raak sien. Maak my bewus vir wie ek moet bid. Voor ek in die vergadering instap, Gees, help my dat ek nie een woord uit plek uit sal sê nie. Gees, maak my gesindheid soos die van Jesus. As ek 'n besluit moet neem, Gees, gee vir my wysheid. As ek in 'n gesprek moet wees vir my huwelik, Gees, wat moet ek nou sê? Gees, moenie laat dit oor myself gaan nie, maar laat dit oor my maat gaan. Want jy sien hoe die disippels in die krag van God se Gees geopereer. Handelinge 1 vers 8 staan dit baie duidelik. Daar staan, en julle sal krag ontvang, 'n dinamoeskrag, 'n dinamietkrag, wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En dan sal julle maklik kan praat. Julle sal my getuies wees. En julle sal dit nie net hier wees nie, julle sal dit deur julle lewe, julle lewensreis wees, maak nie saak waar julle is nie. Julle sal krag ontvang. En in Handelinge 2, die ou voorbarige visserman Petrus. Jy weet, hy het so 53 dae van tevore het hy 'n swaard uitgepluk en Malgus se oor afgekap en na die graf toe gehardloop. Maar toe die Gees op Pinksterdag uitgestort is en Petrus is oop daarvoor en sy lewe word gevul en nuut gemaak. Toe die eerste keer toe hy opstaan in die pilaargang van Salomo en hy preek, toe kom maar 3000 mense tot bekering. En in Handelinge 4 word Jakobus en Johannes word hulle gevange geneem. En terwyl hulle gevange geneem is en hulle sit in die tronk, het hulle met vrymoedigheid, al was hulle lewe op die spel, het hulle getuig oor die Here. Daar staan, het hulle met vrymoedigheid die woord verkondig. En in Handelinge 8, toe hierdie ouens se lewens bedreig word en hulle uitmekaar gejaag word in Jerusalem, so ver as wat die apostels en die gelowiges getrek het deur Judea en deur Samaria, het hulle die evangelie in die krag van die Gees verkondig en dan staan daar, en selfs priesters het gelowig geword. Sien jy wat gebeur? As die Gees van God jou lewe gryp, jou lewe vir homself toeëien. Daar's 'n laaste vraag. En dit is die vraag: wat verhinder jou om in die krag van God se Gees te leef? Wat hou jou terug? Daar's 3 gedagtes. Miskien bedroef jy die Gees van God. In Efesiërs 4 vers 30 staan daar, moenie die Gees van God bedroef nie. Moet hom nie hartseer maak nie. Ek weet nie wat gaan in jou lewe aan nie, maar miskien praat die Here nou al lank met jou oor daardie verhouding waarmee hy nie tevrede is nie. Miskien is dit 'n verhouding wat nie sy goedkeuring wegdra nie. Miskien is dit 'n verhouding wat uit plek uit is. Maar jy breek nie daarmee nie. En jy bedroef hom, jy maak sy hart seer. Miskien praat hy nou al lank met jou om op 'n ander manier betrokke te raak in sy koninkryk en nie net op die rusbank te sit en kyk hoe die ander besig is nie. Maar jy doen dit en jy maak sy hart seer. Miskien praat hy nou al lank met jou om net so bietjie vroeër op te staan in die oggend en net met hom meer tyd te spandeer. Maar jy doen dit nie, dit maak sy hart seer. Jy bedroef hom. Maar daar's 'n tweede ding wat sy hart seer maak. Daar staan, moenie die Heilige Gees van God teenstaan nie. 1 Tessalonisense 5 vers 19.
Die ou vertaling het gesê, moet dit nie uitblus nie. Want jy sien, God wil nuwe dinge deur jou doen, soos wat hy gedoen het in die lewens van die disippels. Hy wil jou gebruik, hy wil jou kragtig gebruik met die gawes wat hy vir jou gegee het. Maar jy sien, jy staan dit te, jy gooi eintlik water op die vuur, jy maak dit dood, want in jou persepsie is dit miskien nie so nie, of in jou tradisie pas dit miskien nie in nie, want die Gees van God werk soos hy wil, hy werk wanneer hy wil, en hy werk in jou soos wat hy wil. Moenie die Gees van die Here teenstaan nie, of uitblus nie. Wees oop vir die Gees van God, dat hy deur jou kan werk, en in jou lewe kan inspreek. As 'n derde rede, hoekom jy verhinder, hoekom jy die Gees verhinder, en dit noem ons sonde. In Jesaja 59 vers 1 en 2 sê hy, dis sonde wat skeiding maak tussen my en julle. Jy weet daai stuk ongehoorsaamheid wat daar miskien baie keer in ons lewe is. Die feit dat ons baie keer, soos Petrus voor die uitstorting van die Heilige Gees, in ons eie krag wil optree, ons eie ding wil doen, dat ons eie tyd spandeer soos wat ons wil, dat ons aandag gee aan ons eie wêreldse prioriteite. Sonde maak dat die Gees van die Here uitgeblus word. Dan 'n laaste ding wat die Gees van die Here hartseer maak, is doodgewoon my ou natuur. Jy sien, ek wil nog steeds in beheer wees van my lewe. Ek wil nog steeds my eie agenda dryf. Ek wil nog steeds maak soos wat ek dink dis goed en reg en mooi. Die Bybel sê in vers 24 van Galasiërs 5, ons moet ons ou natuur kruisig. Ons moet teen ons ou natuur kies en ons onderwerp aan die nuwe natuur wat God vir ons gegee het deur sy Gees. Nou is die vraag, wat nou? Hoe vorentoe? Die Gees is uitgestort. Die Gees is gegee op Pinksterdag. Ons het gehoor deur al hierdie teksgedeeltes, ek en jy het die Gees in ons lewe. Wat nou? Wil jy nie vandag saam met my 'n paar dinge onderneem nie? Die eerste ding wat jy moet onderneem is, gee jouself vandag oor aan die Heilige Gees. Onthou, hy's 'n persoon. En met 'n persoon het 'n mens 'n verhouding. Jy moet 'n verhouding hê met die Heilige Gees. Daarom knoop 'n verhouding met hom aan vandag. Romeine 12 vers 1 en 2 sê, gee julleself aan God, wat die Heilige Gees insluit, oor as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Doen dit nou net daar waar jy sit. Sê Heilige Gees, ek gee oor aan U. As 'n tweede ding wat jy moet doen, jy moet die Heilige Gees vra. Lukas 11 vers 11 tot 13 staan daar, as ons vir ons kinders goeie dinge gee, soos ek vir my kind goeie dinge gee, hoeveel te meer sal die Vader nie die Heilige Gees aan ons gee, as ons dit van hom vra nie. So vra net daar waar jy sit. Heilige Gees, kom wees vaardig in my lewe, kom raak my lewe aan, kom aktiveer my. Die derde ding wat ek en jy vandag gesamentlik voor God kan bely is om te sê, Heilige Gees, ons sal U gehoorsaam. In Handelinge 5 vers 22 staan daar, en die Gees giet homself uit aan die wat hom gehoorsaam. En in die vierde plek, jy moet dit glo. Omarm dit vandag. Glo dit. In Galasiërs 3 vers 14 staan daar, en ons het die Gees deur die geloof ontvang. Jy hoef niks te doen nie. Jy moet dit net glo. Sal jy saam met my dit wat nou op jou skerm gaan verskyn, sal jy dit saam met my lees? Sal jy dit saam met my bid? En sal jy dit toeëien in jou lewe? Heilige Gees,
U rus my toe om U te dien en ander te bedien. Salf my hoof sodat my gedagtes rein kan wees. Salf my ore dat ek goed kan hoor wanneer U met my praat. Salf my oë dat ek kan sien waar U my lei. Salf my mond dat ek kan sê wat vir U goed is. Salf my hande dat ek ander onvoorwaardelik kan dien. Salf my voete sodat ek kan loop waarheen U my stuur. Salf my lewe en rus my volledig toe sodat ek die lewe in oorvloed kan hê. Amen. Mag God se Gees by jou wees in hierdie volgende week. Mag jy 'n geseënde Pinksterdag en Pinkstertyd hê. Ek groet jou tot 'n volgende keer.